Hy's op die troon, hy's in beheer en hy kom weer. Dis die wonderlike nuus. En vanmôre wil ek praat oor ons koning Melchisedek. Die Bybel leer vir ons wat was sal weer wees. En ek gaan gou so 'n bietjie vir ons hardloop net deur geskiedenis. Laat ons kan net by die hoogtepunt uitkom van hierdie Jesus Christus. Hy sê daar in Genesis 14 vers 10, maar die laagte Sidom was vol gate in die lijmgrond, en toe die konings van Sodom en Gomora wegvlug, het hulle daarin geval, en die wat oorgebly het na die gebergte gevlug, en hulle het al die goed van Sodom en Gomora en al hulle voedsel geneem en weggetrek. Klink amper as die Israeliete wat trek uit Egipte, okay. Hulle het ook Lot, Abraham se broerskind, en nou hier kom die moeilikheid, en al sy goed geneem en weggetrek, want hy was in Sodom woonagtig. Toe kom daar een wat vrygeraak het en vertel het aan Abraham, die Hebreër, wat woonagtig was by die terpentynbome van Mamre, die Amoriet, broer van Eskol en broer van Aner, en hulle was bondgenote van Abraham. Toe Abraham hoor dat sy broer as gevangene weggevoer is, het hy sy geoefende manne wat in sy huis gebore is laat uittrek, 318, en hulle tot by Dan agtervolg. Nou, die detail is altyd vir my so mooi, maar ek kan altyd die vergelyking terugtrek. Abraham se broer is gevang. Christus se kinders is gevang. Ons is gevang in sonde, ons is gevang in 'n gebroke wêreld, en hier kom nou 'n baie interessante verhaal uit hier. Hy sê, hy het hulle in die nag van verskillende kante aangeval, hy en sy dienaars, en hulle verslaan en hulle agtervolg tot by Hoba, wat noord van Damaskus lê. En hy het al die goed teruggebring, en ook sy broer Lot en sy goed teruggebring, en ook die vroue en die manskappe. Na sy terugkoms van die oorwinning op Kedor Laomer en die konings wat saam met hom was, het die koning van Sodom uitgetrek hom tegemoet na die laagte Sawe, dit is die koningslaagte. Dus spring ons, en Melchisedek, die koning van Salem, wat 'n priester van God, die allerhoogste was, het brood en wyn gebring. Koning Salem, Melchisedek, koning van Salem, priester van God, die allerhoogste. Hier kom jou vergelyking. Hy is die koning, maar hy is ook die priester. En hy bring die brood en die wyn. En hy kom by die nagmaal en hy sê, dis my liggaam en dis my bloed, wat vir julle vloei. Alright, ek wil net hê jy moet die konnotasie vanmôre by mekaar kry. En hy het hom geseën en gesê, geseënd is Abraham deur God, die allerhoogste, die skepper van hemel en aarde. Wie's ek en jy wat vanmôre hier sit? Ons is nasate van Abraham. So die seën van die Here is op jou lewe, is op my lewe in hierdie môre. En die koning van Sodom sê vir Abraham, gee my die mense, maar neem die goed vir jouself. 'n les wat ons vandag ook hier kan leer. Toe antwoord Abraham die koning van Sodom en hy sê, ek hef my hand op tot die Here, God, die allerhoogste, die skepper van hemel en aarde. Met ander woorde, ek hef op, ek hands up, ek gee oor, hy alleen is in beheer van my lewe. Maar nou kom hy met 'n baie goeie antwoord. Hy sê dat ek geen draad en geen skoenriem, ja, dat ek niks sal neem van alles wat uwe is nie, sodat u nie kan sê, ek het Abraham ryk gemaak. God is die een wat sorg. God is die een wat sê, ek is die God van oorvloed. Ek is die een wat jou sal seën. Roep my aan jou tye van benoudheid. Ek sal vir jou oprig, ek sal jou red. Hy sê, niks vir my nie. Net wat die dienaars geëet het op die deel van die manne wat saam my getrek het, Aner, Eskol en Mamre, laat die hulle deelneem. Met ander woorde, laat ons net vandag 'n les hier uit ook leer. Ons verryk ons nie uit mense uit nie, ons verryk ons by God. Dis hoekom ons, ek gaan nou nie daaroor praat nie, so maar nou nie sê, nie. Ek gaan nie oor tiendes praat nie, maar dis presies wat hier gebeur het. Want jou afhanklikheid vanmôre, ouens, is net
van God. Dis ons enigste afhanklikheid. Hy is ook vanmôre die bron van alles wat ons nodig het. Goed, dan wil ek spring na Genesis 18 vers 20 toe. Verder het die Here gesê, die geroep oor Sodom en Gomorra is waarlik groot en hulle sonde is waarlik baie swaar. 2026 is die geroep van die sonde oor die hele wêreld baie groot en dit is baie swaar en God haat wat besig is om te gebeur oor die wêreld heen. Nou sê God 'n baie interessante ding. Hy is die alomteenwoordige, maar hier sê hy, ek wil neerdal en sien of hulle werklik gehandel het soos die geroep oor hulle was wat by my gekom het en so nie, ek wil dit weet. Met ander woorde, God gaan nie vanmôre op hoor sê nie, maar hy hoor gebede. Wat is die geheim van Abraham? Hy's 'n voorbidder. Wat is die geheim van kind van God vanmôre? Ons moet voorbidders wees. Ons moet bid vir ons mense, ons moet bid vir ons volk, veral vir hierdie Suid-Afrikaanse volk. Ouens, daar's 'n gewellige aanval en 'n aanslag op die Afrikaner. Kreeusdorp het hulle nou weer eens gesê, het heeltemal ont-Afrikaans. Dis 'n tragedie. En daarom het ek en jy almal die opdrag om voorbidders te wees vir hierdie land. Thank you for the pastors from our region that is here. Ek hoop julle kan Afrikaans luister. Julle is in Suid-Afrika, julle kan seker. Dankie, julle smile vir my. Op die einde van die dag gaan dit daaroor dat ons moet voorbidding doen vir mekaar. Ons moet voorbidding doen vir ons stad, vir ons land, vir 'n goddelike ingrype. Ons almal weet waarmee is die regering besig en ek kan nie polities raak nie, maar Ramaphosa het gesê hy sal nie afstaan as die president. Maar weet julle wat, ons het die krag om hom af te bid. Dis presies wat Abraham gedoen het. Abraham is 'n voorbidder. Elkeen van ons is voorbidders. Ons is veronderstel om te wees. Alright, so God wil neerdal, hy wil kyk wat regtig so sleg is. Nou ja, ek dink nie die Here God gaan gaan nou 'n verrassing kry as hy sien wat oor die wêreld aan die gang is nie, want dit staan in sy boek. Hy het gesê, dit kom, dit gaan gebeur. Toe het die manne daarvandaan weggedraai en na Sodom gegaan, maar Abraham het nog bly staan voor die aangesig van die Here. Hy's 'n bidder. Hy's 'n bidder. Hy doen wat die woord van die Here vir ons in Hebreërs sê, ons het vrymoedigheid om enige tyd in God se teenwoordigheid in te gaan. Want hier kom sy vrymoedigheid. En Abraham het nader gekom, daar's die hele verhaal van hoe hulle praat. Hy sê, sal u ook die regverdige saam met die goddelose ombring? Hy redeneer soos enige mens sal redeneer. Here, maar as die oordeel nou moet kom oor die goddelose, hoekom moet die regverdige dan ook gestraf word? Right, dan sê in vers 24, miskien is daar 50 regverdiges binne in die stad. Sal u hulle ook ombring en die plek nie spaar nie, terwille van die 50 regverdiges wat daarin is nie. En dan sê die Here vir hom, vir 50, ek sal nie die stad verwoes nie. Ek sal hom spaar. Hoekom? Want daar is manne en vroue wat bid tot God, wat roep vir hulle kinders, roep vir hulle families, roep vir hulle dorpe, roep vir hulle stede, roep vir hulle land. Ouens, ons het een van die mooiste lande in die wêreld. Kom ons bid vir ons land. Dan sê hy vir God, laat dit ver van u wees om so iets te doen, om die regverdige saam met die goddelose om te bring, sodat die regverdige gelyk is met die goddelose. Laat dit ver van u wees, sal die regter van die ganse aarde geen reg doen nie. Wat 'n ongelooflike woord, vat hy met vrymoedigheid na God toe. Weet julle wat? God wil hê ons moet met hierdie vrymoedigheid na hom toe kom. Here, maar dis amper 'n bargain. Moet die regverdige nou saam met die onregverdige doodgaan. Dan gaan hy nou daarna vers
32 toe. Hy sê, toe sê hy, onthou, hy is nou besig in 'n gesprek met die Here. Laat die Here tog nie toornig wees en laat my net hierdie keer mag spreek. Miskien sal daar 10 gevind word. En God sê, ek sal dit ter wille van die 10 nie verwoes nie. En die Here het weggegaan, toe hy God opgehou het om met Abraham te spreek. En Abraham het na sy huis toe gegaan. Sien julle, wanneer stop die gesprek? Wanneer God stop. So, terwyl ek en jy smeek, terwyl ek en jy bid, terwyl ek en jy roep, is God daar. Hy sal antwoord. Hy sê, roep my aan die dag van benoudheid, ek sal jou uitred en jy moet my eer. Alright, so, toe gaan God nou weg. En nou het hy klaar gepraat, hy het vir Abraham gesê, alright, vir 10 sal ek. 2 Kronieke 19, vers 8 en 9. En ook in Jerusalem het Josafat sommige van die leviete en van die priesters en van die ouens, luister baie mooi, van die familiehoofde uit Israel aangestel vir die gereg van die Here en vir regsaake, en hulle het in Jerusalem teruggekom. En hy het hulle beveel en gesê, so moet julle handel in die vrees van die Here met getrouheid en 'n volkome hart. Wie's priesters vandag? Dis nie die dominee en die prediker en die pastoor op die kansel nie. Elke man is 'n priester. Elke man is veronderstel om 'n priester te wees. Elke man is veronderstel om 'n profeet te wees. Elke man is veronderstel om 'n koning te wees. Staan in die Bybel. So, hy stel hulle aan en hy sê vir hulle, julle manne moet julle handel in die vrees van die Here met getrouheid en met 'n volkome hart. So koning, priester, profeet, dis tyd dat ons manne hulle plek terugkry. Laat ons autoriteit kan terugkry, sodat ons met God kan gaan begin praat en sê, Here, maar wees genadig. Ons sien wat is besig om te kom. Ons sien wat is besig om te kom oor die wêreld, maar my saak is nie vanmôre die wêreld nie. My saak is vanmôre die Valdriehoek. My saak is vanmôre hierdie land, Suid-Afrika. Dis my saak vanmôre. So daarom moet ek as koning, priester, profeet, moet ek die rol reg speel, want hy sê vir my, julle moet die Here vrees, julle moet getrou wees en jou volkome hart moet aan God behoort. Right, so God is jou hoogste liefde. God is jou hoogste prioriteit. God is jou eerste liefde wat jy moet uitleef. En dan gaan ons na Hebreërs 7 toe. Hy sê, want hierdie Melchisedek was koning van Salem, priester van God, die Allerhoogste, wat vir Abraham tegemoet gegaan het by sy terugkeer, toe hy die konings verslaan het en hom geseën het. Nou ons het altyd hierdie prentjie, Abraham sit daar by 'n tent, en dan kom 3 manne na hom toe, en hy gaan maak gou, hy sê vir Sarah, maak gou kos, slag bokkies, en bak gou broodjies, en ons het hierdie idee, ek weet nie hoekom nie, Abraham sit daar in die tent, hy het niks om te doen nie. Abraham was 'n vegter, hy het konings verslaan, hy was 'n bobasbekleier. Maar kyk wat gebeur nou hier, hierdie Melchisedek, die koning van Salem, die priester van God die Allerhoogste, kom vir Abraham tegemoet. En nadat hy die konings verslaan, wat doen hy? Hy seën hom. Wat is God besig om te doen met jou? Ja, maar ek sien nie sy seën. Jy moet hom nie sien nie, jy moet hom ervaar. Jy moet hom beleef. Jy moet hom sien in die klein dinge, jy moet weet God is in beheer. Jy moet weet hy sal vir jou deurkom. Dit gaan nie oor wanneer hy jou moet sien, dit gaan oor wanneer God besluit om jou te sien. Dit gaan oor hoe hy besluit om jou te sien. Dit gaan oor hoe hy weet waarmee jy kan vertrou om jou te sien. En wat is ons maatstaf vandag? Geld. As ek baie geld het, gaan dit met my goed. Vals. Vals. Want wat gaan gebeur as die markte val? Daar was jare terug 'n resessie, dan gaan, nie volgens my nie, die woord, dan gaan weer 'n resessie. Die rykste manne, ek dink hulle waarde saam, is nou 16,6 triljoen dollar. Dis nou saam met Donald Trump in China. Waaroor gaan dit? Gaan oor geld. Gaan natuurlik oor geld.
Right, maar hy seën hom. Hy sê in vers 2, aan wie Abraham ook 'n 10de deel van alles gegee het. Hy was in die eerste plek volgens uitleg koning van die geregtigheid, dan ook koning van Salem. Dit is koning van vrede. Dis die God wat ek en jy dien. Want hy sê, ek sal vir jou vrede gee, waar jou verstand te bowe gaan. Maar terwyl hy daarvan praat, kom die 10de toe. Abraham gee vir hom 10de. Het die priester vir hom gesê, nee, hy het dit gevat. Jou 10de, jou saak met God, is God se. Nou die gesprek gehad en ek sê vir iemand, dis altyd so, nog al my lewe in die bediening het ek dit gesien. As dit finansiëel swaar gaan, die eerste ding wat mense stop, is hulle 10de. En dan kan dit nie beter gaan nie. Hoekom nie? Want ons steel direk by die koning van alle konings. As jy jou bankrekening nie gaan betaal nie, steel jy mos jou paaiement. En wat gaan hulle doen? Hulle vir jou groter huis gee. Hulle gaan kom vat. Die oomblik as ons hierdie beginsel kan verstaan, as ek nie by God steel nie, mag die duiwel nie by my steel. Dis 'n wet. Die woord sê wat jy saai, sal jy maai. Alright. So in die eerste plek is die koning van alle konings, ons koning, ons Melchisedek, vrede. My vrede gee ek aan julle, soos die wêreld nie kan gee nie, gee ek vir jou. So in die grootste storm waar jy jouself kan bevind, sal jy vrede hê. Want die koning van alle konings gebied sy vrede in my lewe. Hoor wat sê hy? Sonder vader, sonder moeder, sonder geslagsregister, sonder begin van dae of lewenseinde, maar gelykgestel aan die seun van God, bly hy priester altyd deur. Kan ons hierdie ding gou 'n bietjie opbreek? In die begin sê die woord van die Here, die gees van God het oor die aarde gesweef en die aarde was woes en leeg. En dan kom die verrassing. Die gees van God sweef. Dan sê hy, kom laat ons mense maak na ons beeld. En dan verwar die Bybel my heeltemal. Wie's nou die ons? Laat ons mense maak na ons beeld. Sonder vader, sonder moeder, sonder wie die geslagsregister van God. Jy moet vir my daai boek gee. Hy is sonder begin, sonder einde. Hy is alles oorheersend. God bly die misterie. Jy gaan hom nooit kan verklaar nie. Maar hierdie beskryf hom vir my so ongelooflik mooi. Sonder begin van dae of lewenseinde, gelijkgestel die seun van God, bly hy priester altyd deur. Goed, dan vers 12 tot 17. Ekskuus, het ek hom nie deurgegee nie. Ag, so jammer. Ek kan hom vinnig lees. Daar sê, baie dankie. Ekskuus, Rita is daar bo alleen. Sy doen die klank, sy doen die kamera, sy doen alles vanmôre. So ons is baie dankbaar. Hy sê, want met verandering van die priesterskap kom daar noodsaaklik ook verandering van wet. Alright? Omdat hy met die oog op wie hierdie dinge gesê word aan 'n ander stam behoort het, waaruit niemand die altaar bedien het nie. Goed, vers 14. Want is volkome duidelik dat ons Here uit Juda voortgespruit het. Baie belangrik dat julle hierdie sal snap, uit Juda. Hy is die leeu uit die stam van Juda, nie 'n ander stam nie. Okay, en met betrekking tot hierdie stam, het Moses niks gesê van die priesterskap.
Mag ons vanmôre ook vinnige klarigheid hieroor kry, oor hierdie ouens wat so terughel na die wette toe, terughel na Yeshua toe, terughel na hierdie goed van Vrydag aande, die Charlie dra, en die wiekies en die korradietjies en al hierdie nonsens. Mag hierdie vir hulle duideliker word. Hy sê, en nog baie duideliker as dit, is dit, as daar 'n ander priester opstaan, na die ewe beeld van Melchisedek. Wanneer het hy gekom? Nie in Moses se tyd nie, in Abraham se tyd. Wat was, kom weer. Alraai, so Moses het 'n wet geskryf. Was dit wie se wet? Moses se wet. Hy het hom gaan kry by God. En ons kon hom nie hou nie, die Jode kon nie daarby bly nie. Ons kan hom vandag nog nie hou nie, want as jy volgens die wet lewe, gaan jy volgens die wet geoordeel word. Dan is jy gebind. Okay? Een wat het geword het, nie kragtens die wet van 'n vleeslike gebod nie, maar uit die krag van die onvernietigbare lewe. Onvernietigbare, want hy getuig, u is priester vir ewig volgens die orde van Melchisedek. En dan spring ek na vers 23. Want hy getuig, ja, ekskuus, 23, daar sê dankie. En hulle het wel priesters geword in 'n groot aantal, omdat hulle deur die dood verhinder is om aan te bly. Dit sluit ons almal in. OK? Maar hy, omdat hy vir ewig bly, besit 'n priesterskap wat nie kan oorgaan op ander nie. Christus is ons Melchisedek. Hy het opgevaar. Hy het gegaan om vir ons plek te gaan voorberei, maar hy doen baie meer as dit. Hy is die een wat nou by God intree, vir jou en vir my. Hy is die een wat sê, as die duiwel aankla, sê Jesus vir Vader, maar my bloed, my bloed, my bloed. En daai aanklagte moet gekanselleer word, omdat ons in gehoorsaamheid wandel. Goed, hy sê vers 25. Daarom kan hy kan ook volkome red, die wat deur hom, deur Jesus Christus tot God gaan, omdat hy altyd leef om vir hulle in te tree. Hy is die weg, die waarheid en die lewe. Hy is die enigste deur na die Vader toe. Hy is die enigste manier vir jou en vir my om by God uit te kan kom. So die dominee en die pastoor kan die boodskap bring, maar hy is nie die deur nie. Ons is net die instrument. En daar waar jy gaan, meneer, dame, waar jy die woord verkondig, daar waar jy die woord van die Here saai, God sê, Jesus sê baie duidelik in Johannes, ons saai nie die woord, God maak nat, God laat groei. Alright, so, dat hy volkome kan red, dis vir my so 'n unieke woord, volkome kan red, God doen nie halwe werk nie. As hy red hy alles. Hy red jou totaal. Hy red jou volkome. Hy sê, want so 'n hoëpriester was vir ons gepas. Een wat heilig, onskuldig, onbesmet, afgeskeie van die sondaars is, en wat hoër as die hemele geword het. So 'n hoëpriester. So 'n hoëpriester was vir ons nodig. En wat gebeur nou? Dis ons maatstaf. Gaan ons volmaaktheid kan bereik op hierdie aarde? Nee, ons kan nie. Dis, ekskuus, dalk is ek totaal verkeerd, maar ek persoonlik dink dis onmoontlik om volmaak te leef. Want ons het elke dag gestryd. En daarom sê die woord van die Here, sy liefde is nie elke môre. So ek kan elke dag my saak by sy voete gaan lê. Maar hy sê, wat Christus het nie nodig, soos die hoëpriesters, om eers vir sy eie sondes offers te bring en die van die, en dan vir die volk nie. Hy het dit eenmal gedoen aan die kruis. Eenmal. Hy's kruis toe, hy het die smaad gevat, hy het hierdie vernedering gevat, hy het hierdie spot gevat, hy het die hoon gevat, hy's verwoes, hy's doodgeslaan, amper doodgeslaan, hy's uitmekaar uitgeslaan, hy's aan 'n kruis vasgeruk. Maar dank God op die 3de dag,
Wat is die teken wat hy gegee het vir die Fariseërs, die skrifgeleerdes? Hy sê, julle is 'n ongelowige geslag, wil net altyd teken sien, maar die enigste teken wat julle sal sien, is die teken van Jona. Hy gaan terug. Wat was, sal weer wees. Jona was in die maag van die vis. Hy was dalk dood, ek weet nie. Ek dink hy moes wees. Nadat hy met God gepleit het, terwyl hy daar was, wat ons die stukkie lees, dink ek my logika sê vir my, hy moes dood gewees het, maar God het hom opgewek. Vis kom spoeg hom uit. Hier kom die herhaling. Lazarus is in die graf. Christus wek hom op. Jesus is in die graf. God wek hom op. Onthou, Jesus self het gesê, die dood het nie 'n vat aan my. Is hierdie koning, is hierdie priester, is hierdie hoëpriester, wat ons vandag al die lof, al die eer, al die aanbidding gee. Dis hy wat opgevaar het na die hemel toe. Hoekom dink julle het hulle hemelvaart afgestel? Want die misleiding moet groter word. Die verwagting by die kinders van die Here moet minder word. Die moedeloosheid by die kinders van die Here moet meer word. Die magteloosheid en die ongeloof moet meer word. Maar ons sal God herdenk, dat ons weet, die disippels het daar gestaan. Kyk na die hemel. Die volgende oomblik staan daar 'n engel en sê, wat kyk julle so na die wolke? Hierdie Jesus, wat julle gesien het, kom weer terug. Hy kom weer terug. Alraai. Want die wet stel as hoëpriesters aan mense met swakhede. Maar die woord van die eedswering, hoor wat sê hy, wat na die wet gekom het. Dis hoekom ek nie kan verstaan dat ouens teruggaan na die wette toe. Want hierdie was 'n eedswering van God. OK. Hy stel die seun aan. Woord van die Here sê, omdat God by geen meerdere kon sweer, het hy by homself gesweer. Jy is priester, volgens die orde van Melchisedek. Sonder begin, sonder einde. OK? Hy stel die seun aan, wat vir ewig volmaak is. En weet julle wat? Daai hoëpriester kom vir ons. En jou en my taak, ons opdrag in hierdie dag is, kom in 'n verhouding met hom, leef in gehoorsaamheid, leef in 'n volle oorgawe. Want hierdie Jesus wat hulle gesien weggaan, kom verseker. Hy kom terug. En dis ons hoop. Ek wil afsluit met iets wat ek al gedeel het, wat ek lees in die boek van die Opregte. En dis 'n vertroosting vir baie mense, dat voor Noag op die boot gegaan het, wat hy Waterway 5 jaar aan gebou het. Nie 120 jaar nie, 5 jaar. Hy het 120 jaar gebid en vermaan. Lees 'n bietjie die geskiedenis, dit het om 5 jaar gevat. En daar's 'n gesprek tussen Abraham en Noag. Selfde tyds vlag wat ons dit ook mag. En die antwoord wat Noag teruggekry het is, sy vriende gaan dood voordat die groot vloed kom. En dis 'n baie goeie vergelyking met die wegraping, dat God mense spaar wat nog oor die aarde moet kom. En wat nog kom, is nie goed nie, gaan nie mooi wees nie. En ook in dit sien ek die genade en die liefde van God. Daarom, daar is 'n wegraping. Daar's genoeg skrif in die Bybel wat dit bevestig. God doen altyd skeiding tussen die lig en die duister. Begin in Genesis 1 vers 4. God het skeiding gemaak tussen lig en toe.
So, daar kom 'n dag van wegraping, maar niemand weet watter dag dit is. En ons sien hoe val die bome. Mooi kinders van die Here gaan dood. Maar kom ons leef asof die wegraping vandag kan. Dan is jy op daai plek waar jy aangestel is koning, priester, profeet om volgens die orde van Christus te wandel op hierdie aarde. Kom ons bid net saam. Dierbare Vader, dankie vir die voorreg wat ons het, uitsonderlike groot voorreg wat ons het, Here, om deel te kan wees van hierdie opstanding. En ons wil vanmôre maar kom doen wat Abraham doen. Vergewe die regerings vir wat hulle doen aan die krag van God se woord. Vergewe hulle. Abraham het gesê, Here, as daar 50 is, sal hy die toren stuur. Sê nee, hy kom na 10 toe. Ek dink as ons vanmôre hier staan en ons moet om ons kyk na die gebeure in hierdie wêreld, wonder ons hoeveel sal regverdig wees voor God. En ek wil vir u sê baie dankie dat ons Jesus Christus, ons Melchisedek, die hoëpriester is, aan wie ons lewens skuld vanmôre, aan wie ons vanmôre al die lof, al die eer, al die aanbidding bring, want ons weet ons hoëpriester staan nou tussen God en mens, en hy tree vir ons in. En hy wag vir die opdrag van Vader, wat sê, gaan nou. Ons kan net vanmôre bid vir genade, ons kan pleit vir genade, ons kan net sê dankie, ons verlosser leef. Sonder begin, sonder einde, hy leef tot in alle ewigheid. En hy kom verseker om sy bruid te kom haal. Dit, Here, gee ons vandag opnuut nuwe moed en hoop. Dat ons weet, Paulus sê die hoop sal nooit beskaam. Ons dankie vir dit in die goddelike naam van Jesus. Amen.